Bybel vir kinders bied aan 'n prins uit die rivier. Geskryf deur Edward Hughes en gelees deur Oom Flip. Josef het gesterwe. Die hele Egipte het saam met die familie gerou. God het Josef die Hebreër gebruik om sy land te red van hongersnood. Hy was slim en 'n geliefde leier en nou is hy dood. 300 jaar het verbygegaan. Josef se mense, die Hebreërs, het 'n magtige volk in Egipte geword. Die nuwe farao was bang die Hebreërs gaan teen hom draai. Daarom het hy almal slawe gemaak. Farao het die Hebreërs wreed behandel. Hy het hulle forceer om groot stede te bou. Dit maak nie saak hoe hard hy hulle laat werk het nie. Die Hebreërs het vermeerder. Eendag het die farao 'n verskriklike opdrag gegee. Alle nuutgebore Hebreër seuns moet in die Nyl gegooi word. Die wrede farao was gemotiveer om al die getalle van die Hebreërs te beperk. Hy sal selfs babas vermoor. Wat kan ons doen? Het een familie gewonder. Hulle het besluit om hul kindjie in die Nyl te sit. Hy sou veilig binne in 'n waterdigte mandjie wees. Met sy waardevolle inhoud het die klein mandjie tussen die riete gedryf. Wat kan met die klein babietjie gebeur? Die babietjie se sussie het 'n entjie weggesit en die mandjie dopgehou wat rustig tussen die riete gedryf het. Skielik was farao se dogter en haar bediendes daar, want sy wou bad. Daar was geen manier om die mandjie weg te steek nie. Miskien sal hulle verbyloop sonder om dit te sien. Kyk, 'n mandjie, daar tussen die riete. Ek wonder wat daarin is. Farao se dogter het aan haar bediende gesê om die mandjie te gaan haal. Sy het dit oopgemaak. Die baba het begin huil. Dit is 'n Hebreër baba, het sy gesê. Arme ou dingetjie, jy is so pragtig. Miskien het farao se dogter met die baba gepraat, soos wat groot mense doen. Sy het dalk gesê, kachuku, in Egipties, natuurlik. God het spesiale wysheid aan die baba se sussie gegee. Sy het na die farao se dogter gehardloop en gevra, kan ek 'n Hebreër vrou kry om na die baba te kyk? Dis reg, het farao se dogter geantwoord. Wie dink jy het die dogtertjie gaan roep? Mama, kom vinnig, maak gou. Miskien het die dogtertjie nie tyd gehad om te verduidelik nie. Saam met die twee in die voetpad afgehardloop. Terug by die rivier gee farao se dogter die baba aan hulle. Versorg hom vir my, ek sal jou betaal. Noem hom Moses. Moses is seker Egipties vir waterseun. So is Moses terug na sy ouers. Hulle het hom geleer om God lief te hê, asook die Hebreërs. Binnekort sal hy in die paleis gaan woon by die farao se dogter. God het sy lewe gespaar en het groot planne gehad vir die baba Moses. Moses, 'n prins uit die rivier. Die einde, maar onthou om jou Bybel elke dag te lees en om te bid en jy sal sterk word in die woord.